Verlede week het ons so 'n bietjie gekyk na die rol wat die kerke gespeel het in die Anglo-Boereoorlog en hoe die predikante destyds, hoe hulle ook betrokke was in die lotgevalle van hulle volk. As 'n mens nou teruggaan en jy gaan na die Bybelse geskiedenis en jy gaan na die situasie waarin die Jode, die oorblyfsel van die destydse volk Israel, wat in ballingskap weggevoer was, hulle het hulle land verloor, hulle het hulle plekke van aanbidding, hulle het hulle tempel, dit was absoluut vernietig gewees, hulle het letterlik niks meer oorgehad nie, die klere aan hulle lyf, waarmee hulle in ballingskap gegaan het, weggevoer na 'n vreemde land. En daar was by die destydse geestelike leiers, was daar die besef dat hulle moet iets doen om die volk se geloof, om die herinnering van die volk se verbintenis met die Here, dat hulle dit lewendig moet hou. En dit was die ontstaan van die skrifgeleerdes in die Ou Testament, die bekendste waarvan sekerlik Esra was, en hoe hierdie manne moeite gedoen het om die tekste te bewaar, hoe hierdie manne moeite gedoen het om die gebedslewe en die voorlesing van die wet, hoe hulle moeite gedoen het om dit alles lewendig te hou onder 'n volk wat heeltemal uitgelewer was en wat alles, die res van hulle bestaan was alles vernietig gewees. Nou, hoekom praat 'n mens hieroor? 'n Mens praat hieroor want dit is in 'n sekere sin wat ook met die Afrikaner volk gebeur het na die Anglo-Boereoorlog. Hulle het alles verloor. In sommige gevalle het hulle selfs hulle kerke ook verloor. Die kerke was vernietig gewees. Hulle was heeltemal ontheemd. Sommige van hulle het nie eers teruggekeer uit ballingskap uit nie. En die kerk moes inspring. Die kerk moes inspring en die predikante van die kerke van die gereformeerde belydenis en die mense wat die volk se belange op die hart gedra het gesê, wel, daar's 'n paar dinge wat ons tog nie moet prysgee nie. Ons het alles verloor, maar ons moet dit nie prysgee nie. En dit het toegegaan rondom Christelike onderwys. Ons dink daar aan die CNO-beweging, Christelike nasionale onderwys, die Afrikaanse taal wat toe nou aan ontwikkel was, dit was gekoester gewees, maar ook natuurlik die mense se geloofslewe moes weer beslag kry in 'n tyd wat heeltemal vreemd was aan die vorige tyd waarin hulle geleef het. Skare neem weer hulle sitplekke in om toegespreek te word. Afrikaner, hoe waar is? Waar gaan jy heen? Staan dan stil. En draai terug na u volk. En dit wat ons op die oomblik beleef, is maar ook 'n vorm van ballingskap. Kom ons noem dit 'n binnelandse ballingskap. 'n Binnelandse ballingskap wat deur die Afrikaner ervaar word. Ja, party is heeltemal gelukkig met die omstandighede soos dit is. Meeste is nie meer so gelukkig nie. Meeste Afrikaners het 'n gevoel van vervreemding. Die land is nie meer vir hulle herkenbaar nie. Die instellings wat hulle altyd gekoester het, die skole, dit kom al hoe meer onder druk, in baie gevalle glad nie meer herkenbaar nie. En dit is tog nodig dat die kerke, die geestelike leiers weer moet betrokke raak met die volk, weer moet betrokke raak met hulle omstandighede, met hulle nood. In die hartjie van Pretoria, tussen geboue, skole, kerke en mense, is 'n klein verlate koshuis. Die koshuis is sowat 40 mense se veilige hawe, 'n woning vir die wat nie 'n ander plekkie het om te bly nie. Afgevaardigdes van die Algemene Diakensvergadering van die Hervormde Kerk het Woensdagoggend die skuiling in Pretoria besoek om eerstehands te sien watter nood daar heers.
Jy weet, daar's baie dinge wat ons aandag verg en wat in die nuus oorheers. Dit is 'n oorlog in Europa, oorloë in die Midde-Ooste en so meer, en allerlei kwessies. Maar die kwessie van die Afrikaner se toenemende nood, dit is asof dit meeste predikante se aandag ontglip. 'n Fisiese nood, 'n liggaamlike nood, maar ook 'n geestelike nood. Mense is besig om weg te dwaal en af te dwaal en besig om perspektief te verloor. En 'n groot deel daarvan is toe te wyte dat die Afrikaanse predikante nie meer hulle volk in hulle fisiese en geestelike nood en ontheemdheid raak sien in hierdie land nie.